Nou die ouens wat hier sit, is al die ouens wat nou na die rugby lekker gekuier het en toe nou na die tweede diens kom het, né? Voel julle soos kampioene vanoggend? Nou, ek hoor die ja's, ja. Ja, ek hoor die Argentinië se kaptein na die tyd toe gee erkenning aan, jy weet, we played the world champions, jy weet, dit is hoekom ons so ver verloor het. So dit was lekker om te hoor dat hy nog verstaan wie is eintlik die kampioene. Nou in die week lees ek 'n boek van Janie Pitter wat gaan oor wat dit beteken om 'n kampioen te wees. Jy weet, wat is die geheime van 'n kampioen? En hy praat oor bekende mense wat kampioene is, jy weet in ons tyd, iemand soos Roger Federer dalk of Djokovic, jy weet nie wat se wie is dit wat jy ondersteun nie. Hier's Nadalers ook glo ek, maar elkeen van daai spelers altyd as jy kyk as hulle op die baan wen, jy weet wat gebeur as hy wen? Jy weet hulle almal hardloop op na hokkie toe waar daar 'n klomp mense is, want hulle as 'n kampioen weet hulle dat hulle kan dit nie alleen doen nie. En Janie verduidelik in sy boek hoe 'n mens se lewe ook werk, dat jou lewe is so dat jy van geboorte as 'n babietjie leef jy as een wat afhanklik is van ander mense. En dan soos wat jy groei en jy word 'n kind, dan word jy en jy raak al hoe meer onafhanklik. Maar dan wanneer jy volwasse raak, dan raak jy interafhanklik. En volwasse mense weet hoe afhanklik is hulle van ander mense in hulle lewe. Jy weet, Jesus kom en hierdie lewe wat ons ingedoop word, waar ons in geloof staan, is 'n lewe waar hy kom en hy is die oorwinnaar. Hy het vir ons 'n wen gewen. Jy weet, en ons wat in hom is, ons kom leef saam met hierdie een wat die kampioen van die alles is. En ons kom en hy sê ons is nou meer as oorwinnaars. En ons leef nou op daai plek waar ons saam met hom oorwinnaars is. Maar as ons kyk na hoe hy die kerk opstel en hoe die kerk met ons, hoe die Bybel met ons kommunikeer, kom ons agter dat ons as gelowiges is die mense wat geroep is om alleen te leef en alleen te doen nie. En daarom sien ons hoe die Here 'n kerk begin en hoe hierdie kerk mense is wat saam dinge doen en wat op hierdie pad is wat die Here hulle lei om in die wêreld te gaan en 'n verskil en 'n impak te maak. Maar hulle saam. Ons sien Jesus 'n voorbeeld saam met sy disippels. Hy sien hoe hy hulle stuur en sê julle moet gaan. Hy stuur hulle uit 2-2. En ons sien as Paulus skryf, is hy altyd besig om met ons te praat in die konteks van dat daar's ouens hier om hom en as hy groet altyd dan sê hy, maar hierdie ou groet julle ook en hierdie een wat by my is groet julle ook en dan as jy Romeine kyk dan een wat dit skryf, hy groet ook. Ons is gemaak om saam met mense en 'n interafhanklikheid van mekaar in hierdie wêreld te leef. En ek wil vanoggend met jou gesels oor hierdie tema, wie is jou ons? Ek wil die vraag vra vir ons, en ek glo en ek hoop dat die Here vandag met elkeen van ons gaan kom praat, deur hierdie boodskap net, wie is die mense in jou lewe wat saam met jou journey? Wie is die mense in jou lewe wat saam met jou kerk is? Wie is die mense wat in jou lewe jou help om hierdie lewe van oorwinning, hierdie lewe van impak, hierdie lewe wat God ons roep om verskil te maak daar buitekant te leef? En ek wil hê ons moet in die woord kyk vandag en ek wil bietjie met jou gesels oor wat is die doel van ander mense in jou lewe en wat is die doel van jou lewe en ander mense se lewe? En ek wil jou vat na Hebreërs 10 vanoggend waar ons gaan lees van vers 19 tot 25. Nou, voor ons soontoe gaan, die boek van Hebreërs is 'n baie interessante boek. Die woord Hebreërs beteken om oor te gaan. Jy weet, om oor te gaan van die lewe waar ons nou is na 'n nuwe lewe. En hierdie mense aan wie die skrywer skryf aan Christene, Joodse Christene wat nou al 30 jaar af in die pad is, hulle nou al kerk. En die mense is versprei oor die hele Romeinse ryk. En oralste is hierdie kerkies wat in huise bymekaar kom, maar daar's mense wat as gevolg van 'n klomp goed besluit het dat hulle gaan uit die kerk uit en hulle gaan terug na die sinagoges toe. Nou in daardie tyd wat hy skrywe, is dit 'n baie moeilike tyd vir die kerk want die regerder van daai tyd was koning Nero gewees.
En die Christene was alreeds onder druk gewees en vervolg gewees voordat hy begin regeer het, maar toe hy begin regeer het, het dit net nog erger geword. Jy weet, hy het mense gevat, hulle het Christene gevang en hulle het aan pale vasgemaak en hulle aan die brand gesteek. Hulle het mense in 'n arena ingejaag en leeu's losgelaat op hulle. En dit was 'n sport gewees daai tyd. En die Christene leef onder 'n geweldige moeilike tyd as die kerk van die Here. En in daardie tyd het hulle nie soos ons die geleentheid gehad om in groot gebou en goed bymekaar te kom nie. Hulle het net daar waar hulle was, het hulle hierdie groep gehad, hierdie mense gehad, hierdie kerke wat in huise bymekaar gekom het. En van hierdie mense het teruggegaan na hulle ou manier van lewe, om terug te gaan na die sinagoge, terug te gaan na die Joodse geloof toe as ware. En die skrywer skryf vir hulle, en hy moedig hulle aan in hierdie brief. Kom in die 10de hoofstuk en dan skryf hy so in vers 19. Hy sê, broers en susters, ons het dus nou nie deur die bloed van Jesus, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hierdie nuwe lewegewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan vir ons oopgemaak, deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom ons gaan dan die heiligdom binne, ja tot voor God, met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Kom ons hou styf vas aan die hoop wat ons bely, want ons kan op God staat maak. Hy sal doen wat hy beloof het. Hy moedig hulle aan en hy praat die taal van familie as hy met hulle praat, broers en susters. Hy herinner hulle wie ons is, dat ons is nou 'n huis van God. Ons is nou die huis. Die ou bedeling was daar sinagoge wat jy bygewoon het, maar ons het nou geword familie van mekaar. Ons het een wat oor hierdie huis kyk, Jesus Christus. Ons het een wat vir ons is, wat saam met ons is. Ons het een wat meer as dit kom doen het. Hy het vir ons 'n pad kom voorberei, waar elkeen van ons nou in 'n lewende verhouding met God kan wees. Ons hoef nie weer deur 'n priester te gaan nie. Ons hoef nie op die ou weë te gaan nie. Ons het 'n totaal 'n nuwe bedeling waarin ons lewe. Dis amazing, awesome voorreg, dit wat die Here vir ons kom doen het. En ons elkeen kan daar leef. En herinner hulle aan hierdie nuwe lewe en dat Christus is 'n beter priester as wat Moses was. En hy vat eintlik aan hierdie ding van, maar hoekom sal julle teruggaan? Hoekom sal julle verslap? Het julle dan vergewe? En dan kom hy, en hy kom help hulle verstaan, hoe lyk nou hierdie lewe? Hoe lyk hierdie lewe vir ons as 'n familie saam? Hoe kan ons mekaar help om in hierdie lewe te stap? En hy sê in vers 24, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar, oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons tog nie, soos party gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeente byeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien, dat die dag van Christus se koms alhou nader kom. Herinner hulle, dat ons het 'n beter lewe. Kom aan ouens, ons het 'n beter lewe. Dat in die huis van die Here leef ons nou anderste. Ons gaan nie terug na die ou nie. Ons gaan nie terug na die rituele nie. Dis nie goed wat God behaag nie. Ons is nou geroep in 'n nuwe familie wat op 'n sekere manier saamleef. En ek wil 5 woorde gebruik om saam met jou te kyk, maar hoe lyk dit as ons saam in die huis van die Here leef? Waarvoor het ons mekaar? Wat is dit wat ander mense in my lewe beteken en wat beteken ek vir ander mense? En die eerste woordjie is ons. Ek gebruik hierdie woord ons. Hierdie woord wat insluit. Hierdie woord wat praat van ek is deel van. Hierdie woord van ek identifiseer met 'n familie. Met 'n mense wat die mense van God is, maar ook die mense wat vir God is. Ek is deel van 'n ons. Hy sê, laat ons. Verlede week het ek afgesluit met Nehemia se storie, waar Nehemia hierdie
die nuus gehoor het van Jerusalem se mure en God se hart beweeg het dat hy so hartseer gehad oor hierdie gebrokenheid van Jerusalem, dat die tempel ontbloot is, deur die mure wat moet beskerm weg is en dat dit wat moes beveilig het, dit wat sy lewe vir ons moet gee, dit is weg. En hy staan op en hy gaan Jerusalem toe en hy kom by die leiers en hy praat met die leiers daar nadat hy God geraadpleeg het, sy koning geraadpleeg het en hy bemagtig is met alles wat nodig is en hy sê vir die mense, hy sê, laat ons die mure van Jerusalem herbou. Laat ons. En hierdie skrywer van die Hebreërs staan op en hy doen 'n beroep op hulle. Hy roep hulle in hierdie woorde van ons. Ek en jy is deel van iets. Laat ons. Tweede woordjie is aandag. Hy sê laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar. As jy dink aan aandag, om iets aandag te gee is om my fokus, my energie, om seker te maak ek mis dit nie. En in die tyd waarin ons lewe, hoe word ons aandag nie verdeel nie? Hoeveel goed is daar nie in die lewe waarin ons is wat ons aandag wil vashou en nie net op een plek nie, op 3 plekke. Word dit nou 'n normale ding geraak om te kan kyk vir die TV, maar jy kyk ook vir TikTok. Of om te gesels met iemand, maar jy is ook besig met iemand op die selfoon en jou aandag is verdeel. Of in die werksplek, jy weet, jy is besig om te werk eintlik, maar jy is besig om te kommunikeer en jy is besig om te luister vir iemand hier. Ons aandag is op baie plekke. En die aandag van hierdie mense was op verskeie plekke ook gewees waar hulle wil hulle aandag plaas op dit wat was en hy kom herinner hulle om hulle aandag te plaas op dit wat die belangrikste is. En ek en jy het 'n verhouding met God, ons het 'n nuwe lewe, maar dit beteken ook ons het 'n nuwe manier van saamlewe. Dat ons sal aandag gee aan hoe lyk hierdie lewe? Hoe lyk hierdie lewe wat ons saam het? Hoe lyk 'n lewe waar ek aandag gee aan hulle wat die Here vir my gee? Aan hulle met wie ek saam journey. Dat ek sal aandag gee aan die mense in my lewe. En ek en jy weet dat vandag het ons al reeds so groot uitdaging om aandag te gee net aan myself, my familie, my kinders, my werk. Wat nog van ander mense? Maar ek en jy wat deel geraak het van ander mense se lewe deur Jesus Christus wat sy lewe vir ons kom gee het, dat hy maak hierdie nuwe manier van hoe ons saam is oop. Dat ons as die kerk is nie mense wat net kom na 'n byeenkoms toe nie, maar ons is mense wat leer hoe leef ons saam. En as ons saam leef, beteken dit dat jy is in my gedagte. Dat ek is attent daarop wat in jou lewe ook aangaan. Dat ek maak spasie in my lewe vir die mense wat die Here in my lewe gee. Dat ek maak spasie in my lewe om seker te maak dat ek toelaat dat die Here vir my mense in my lewe gee. Dat ek myself nie isoleer nie, maar dat ek seker maak daar's mense wat die Here my wil in wie se lewe die Here my wil gebruik. En daar's mense wat die Here in my lewe wil laat inspreek. Ons is geskenke vir mekaar, nie om mekaar te polisieer nie om aandag te gee omdat ek wil seker maak, jy weet, dat jy nou nie verkeerde dinge doen nie. Maar ek doen dit omdat die liefde van Christus dring my, dat jy is belangrik vir my, jy is deel van sy familie en hy maak ons deel van mekaar. Dit vra van my en jou 'n nuwe ingesteldheid. Dit vra van my en jou 'n prioriteit in ons lewe dan ander mense in ons lewe wat vir ons belangrik is, mense wat saam met ons journey. Die vraag is, hoe kan ek en jy seker maak dat ons het mense in ons lewe? Hoe maak ek seker dat ek het broers en susters soos wat hierdie skrif gebruik? Hoe maak ek seker dat ek het mense in my lewe wat saam met my op die reis is, wat lief is vir Jesus? Jy weet, in 'n feesdiens so groot soos wat ons hou hier binne in ons auditorium, is dit maklik vir ons om weg te raak. Is maklik vir ons om baie mense nie te ken nie. Daar's baie keer wat ek nog sien wat mense mekaar ontmoet vir die eerste keer, maar hulle is teen al baie lank saam, dat hulle saam by mekaar kom.
En daarom is dit vir ons belangrik om binne in ons spasie geleenthede te prioriseer vir jou en vir my, waar ons kan mekaar gereeld sien, waar ons kan by mekaar kom in kleiner spasies as hierdie groot spasie, kleiner geleenthede waar ons kan kom saam aanbid, kleiner geleenthede waar ons saam kan gaan. Ek dink aan die afkondiging wat julle nie gesien het nou, terwyl die video gestop het nie, en ongelukkig lyk my is daar 'n tegniese probleem, maar die een wat kom die 15 Oktober, is die aanbiddingsene, wat op die skerm was. En dat ons is uitgenooi om te kom deel wees van 'n aand waar ons die nuwe Afrikaanse album van Doxa Dayo hier by Kameeldrif vir die eerste keer hoor. En dat jy mense kan nooi om saam met jou te kom en sê, kom ons gaan saam na daai aand. Kom ons sit daai datum in ons dagboek. Nooi mense, kom saam met mense, kom wees deel van. Maar gebruik die geleentheid. Dalk het jy nie iemand wat jy kan nooi om net te kom en deel te wees van 'n aanbiddingsaand, maar dis geleenthede wat daar is waar ek en jy nuwe mense kan ontmoet. CCEP byvoorbeeld, dis ons Doxa Dayo se equipping program, City Changers equipping program. Dis ons disipelskap proses binne in Doxa Dayo. Dis 'n proses waarin ons sien dat baie leiers in opgelei word en wat mense deurgaan om dieper en wyer te gaan binne in die woord. So wil jy uitnooi soontoe, nooi mense om saam met jou te kom. Vra vir mense, laat ons gaan kyk, laat ons gaan uitvind waaroor dit gaan. As jy kyk op die skerm, is dit by Doxa Dayo Ferry Glen natuurlik. En dit mag vir jou voel, maar dit is soos om vir my skoonfamilie te gaan kuier in die Kaap. Jy weet, is bietjie ver. Nou, almal wil Kaap toe gaan, maar dit is bietjie ver vir volgende week om soontoe te ry. Maar dis deel van wie ons is. Dis deel van Doxa Dayo en om geïnspireer te word van wat gebeur by die City Changers equipping program. Kan ek dalk deel wees van dit? Kan ek deel vorm van 'n groep wat saam journey vir 'n jaar lank in hierdie proses? Ons het al hierdie geleenthede binne in 'n kampus soos Kameeldrif waar ons vir jou geleentheid gee om naby mense te kom. Van ons groepe tot ons prosesse, van ons aande tot ons seminare. Daar's soveel geleenthede waar ek en jy besig is om tyd te prioriseer en om te investeer in vriendskappe, maar eintlik in ons. Wie is die mense wat ek saam journey binne in my kampus? Wie is die mense wat ek mee besig is om aandag aan te gee en ook in hulle lewe 'n verskil te maak? Die derde woordjie wat ek uit hierdie stuk uithaal vanoggend is liefde. Liefde. Liefde is so 'n amazing woord en in hierdie skrif kom herinner die skrywer ons aan dat ons sal aandag gee daaraan hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie werke. Wanneer voel jy aangespoor met liefde? Is dit nie wanneer iemand liefde na jou toe lewe nie? Is dit nie wanneer iemand iets aan jou doen? Ek kry 'n boodskap gistermiddag van iemand wat 'n stemboodskap vir my gee, wat net dankie sê en wat wil net weet, wat kan ek doen? Hoe kan ek respond? Die rede was geweest, daar was iemand geweest in die gemeente wat opgestaan het en bewus geword het van 'n dame in ons gemeente wat by die hospis beland het en die man en kind is by die huis en gedink het, maar ons kan hierdie mense bedien in hierdie situasie deur net vir hulle kos te vat. En hoe iemand net gevra het, maar kan ons vir hulle kos vat? En vir die laaste 2 weke het elke aand 'n ander gesin het kos gevat vir hierdie mense. En wat 'n geleentheid om by iemand se huis op te daag wat jy nog nooit gesien het, glad nie ken nie, en wat vreemd is vir jou, maar is deel van die groot ons, en om daar te kan mekaar leer ken, en oor 'n koppie koffie iets te drink, en te kan regtig hierdie liefde wat jy ontvang, dit doen iets in 'n mens. Jy sien, die beste manier hoe ek en jy mekaar kan aanspoor tot liefde, is om liefde te leef na mekaar toe. Dus hoe kan ek 'n verskil maak in jou lewe? Hoe kan ek jou ondersteun? Hoe kan ek jou help? Wat het jy nou nodig? Dis nie net wanneer dit sleg gaan altyd nie. Dis wanneer dit goed gaan ook. Wat ek en jy mekaar kan aanmoedig en mekaar kan herinner aan dit wat Jesus vir ons kom sê het. Toe hy gesê het dat hierin sal die wêreld weet dat julle is my volgers. Julle is my disippels. Julle behoort aan my. Dat wanneer julle mekaar liefhet. Hoe julle mekaar liefhet.
En is my en jou se liefde na mekaar toe wat die boodskap daar buite so versterk, dat ons mekaar sal aanmoedig deur hoe ons lewe na mekaar, hoe ons optree na mekaar. Die Engelse woord sê vir ons, let us consider and give a tentative continuous care to watching over one another, studying how we may stir up, how we may stimulate an insight to love and helpful deeds and noble activities. Dat ons sal aandag gee daaraan, dat ons sal prioriteit sit daarop, dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees iets hier binnekant my en jou begin. Die woordjie stir up, bring in my 'n stirring van, hoe lyk dit wanneer iemand gestir word? Hoe lyk dit wanneer iemand in oproer kom? Daar's 'n aksie, daar's 'n beweging, daar's 'n ingesteldheid, daar's 'n oortuiging van iets wat moet gebeur. En daai persoon staan op, en daai persoon sit 'n plakkaat dalk in die lug of 'n vlag in die lug, en ewe skielik sien ander mense dit wat ook aangesteek word, en nou ewe skielik begin 'n revolusie. Ek en jy is geroep om 'n revolusie van liefde binne in die wêreld aan te steek binne mekaar. Hoe kan ons mekaar roer? Hoe kan ons mekaar help om hierdie een ding wat die Here ons voorroep? Ek noem dit dat die merk van die kerk is liefde. En hoe kan ons mekaar help met dit? Hoe kan ek en jy mense in my lewe hê wat ons mekaar aanmoedig binne in liefde? Jy sien, die groot uitdaging van die kerk vandag is dat ons het baie afstand, dat ons kan baie groot wees, dat ons kan kontak verloor binne in die spasie waar ons is, waar ons so wyd verspreid is in ons stad. Ons het mense wat van Pretoria Noord kom, ons het mense wat van Ruiten af kom, ons het mense van die ooste, ons het mense van Dinokeng. Ek bedoel, dis 'n groot spasie vir 'n gemeente soos hierdie. En van julle sit hier vanoggend en julle het van ver gekom. Van die uitdagings is dat baie van ons is dalk nuut. Jy weet, ons is nuut en ons voel is 'n plek waar die Here my sit, maar hoe kan ek nader kom? Hoe kan ek op 'n plek kom waar ek deel raak van? En ek wil hoop en jou uitnooi om die geleenthede te gebruik waar jy kan werklik voel, hier is mense wat omgee vir my. Hier's mense vir wie ek kan omgee en wat ek deel raak van in my lewe. Dat ek en jy kom op 'n plek waar ek as deel van gemeente my fokus aanpas, my prioriteite aanpas in 'n wêreld wat ek besig is, in 'n wêreld wat my aandag vra op allerlei plekke. Dat ek en jy kan kom en ons kan in 'n spasie wees waar ons seker maak dat hierdie een ding wat die Here ons voorroep, en dit is om 'n gemeente te wees, 'n mense te wees wat liefde leef na mekaar toe, wat aandag gee aan mekaar en waar ander mense weet hulle maak saak en as mense wat omgee vir my. Die vierde woordjie is by te woon. En laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte het versuim om gemeentebyeenkomste by te woon nie. Nou ek het dit gelees en het ek so 'n bietjie met myself gelag en ek dink daai tyd was dit ook 'n probleem. Hulle toe al dit raak gesien. En daar's baie redes hoekom mense nie byeenkomste bywoon nie. Maar ek wil ons vat na 'n plek toe waar die bedoeling hier is nie hoofsaaklik dat ons nie versuim om op Sondag te kom nie. Sondag is vir ons 'n baie belangrike byeenkoms. Sondag is vir ons 'n geleentheid wat ons 'n fees hou saam en dis hoekom ons dit 'n feesdiens noem. Sondag is 'n plek waar ek en jy waar ons saam die Here kan aanbid met 'n klomp mense en waar ons hierdie eenheid van aanbidding, hierdie eenheid na Jesus wat die een is wie ons aanbid, waar ons dit beleef en ervaar en elkeen het iets wat hy bring wat hierdie belewenis net amazing maak. Dis amper hoe groter, hoe beter, hoe lekkerder. Maar daar is spasies in ons lewe van die klein, van die saam met 'n paar mense wat ek en jy nodig het, wat so belangrik is, wat ons by moet uitkom in ons lewe. Wanneer hierdie skrywer skryf, dan praat hy van ouens wat in huiskerke bymekaar gekom het. Jy weet, hulle het nie 'n ander opsie gehad daai tyd nie. Hulle het net in klein spasies bymekaar gewees. Dis hoe die kerk ontstaan het. Dis wat die kerk kragtig gemaak het daai tyd. Maar waar ons is bevoorreg dat ons so 'n spasie kan hê, waar ons groot byeenkomste kan ook hê, maar dit is die klein byeenkomste waar ons by uitkom. Dis die byeenkomste waar ons
toelaat dat die Here nie net in ons werk nie, maar die Here ook deur ons werk. Waar ons in mekaar se lewe werk, waar ons in mekaar se lewe inspreek, waar ek jou toelaat om in my lewe te praat, waar ons saam deur die woord gaan. Jy weet, nou sit ons almal net en luister. Maar as 'n spasie wat ons skep vanuit hierdie diens uit, byvoorbeeld in ons selgroepe waar ons die woord vat wat ons het op 'n Sondag en ons saam na hierdie woord kyk en ons saam dieper gaan en toelaat dat die Heilige Gees kom praat met ons en dat ons kan perspektiewe lig, dat ons kan gesels daaroor, ons kan toelaat dat die Here kom en so kom die groei dieper en wyeer in ons lewe. Ek en jy is nie gemaak om alleen te journey en net te luister nie. Ons is gemaak om dit te vat en dit te internaliseer en te werk daarmee en saam met ander mense en toe te laat dat die Here kom en deur die verskeidenheid dat hy in ons lewe en deur ons lewe werk. So word die werk versterk wat God binne in my lewe doen. Hy's heeltyd besig om in my en jou se lewe te werk na die beeld van Christus toe. Groei in ons lewe kom nie net deur die woord en deur die Gees nie. Dis twee so belangrike aspekte vir ons as gelowiges, maar dit kom ook deur mense. Mense wat ook die woord wat God plaas internaliseer en die Heilige Gees kom en hy werk deur ons almal saam. Die laaste woordjie is aanmoedig. Die woordjie aanmoedig. Jy weet ek dink aan die Engelse woord wat hierso gebruik word. Hy sê kom ons moedig mekaar aan nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader kom. Die moedig mekaar aan in Engels word gesê spurring one another on. To spur one another on. En die woordjie spur is mos 'n spur wat jy ook kry op 'n cowboy se boot. Het hy so 'n metaalwielietjie. Ek weet nie wie van julle graag perd ry nie, maar as jy daai hakkie hierso in 'n perd se heup insit, nee, dan weet jy nou gaan die perd ry. En dis die gedagte, jy weet dat ek en jy moet ook dit kan doen met mekaar om mekaar te kan aanmoedig, om mekaar te kan aanmoedig in dit wat ons ontvang het, dit waarvan ons deel is, om mekaar te kan aanmoedig, want ons weet dit wat ons doen het 'n baie groot uitkoms. Ons het 'n uitsien. Ons het 'n groot uitsien na Jesus Christus wat kom. Daar is 'n dag wat hy kom. En amper wil ek iets sê oor laasweek. Maar daar's 'n dag wat hy kom. Ons weet nie wanneer daai dag is nie. Maar elke dag weet ek en jy hierdie een ding, dat ons is nader aan sy koms. En dat ek en jy sien uit na Jesus se koms. Ek en jy sien uit na dit wat kom saam met sy koms. Maar tot dan is dit belangrik dat ek en jy op 'n plek is waar ons gereed is vir hom. En hoe bly ons die beste gereed? Er ander mense in ons lewe wat ons help om te onthou, wat is dit waarin ons glo? Wat is dit wat vir ons belangrik is? Wat is dit wat hy vir ons gedoen het? Hy kom en wanneer die stemme wil baie raak en wanneer die aandag weggevat wil word en wanneer daar soveel ander prioriteite in ons lewe is, kom die mense in jou lewe, kom die mense rondom jou en hulle herinner jou aan wie is jy? Kom herinner jou aan jou, hoe waardevol is jy vir God? Kom herinner jou aan dit wat hy ons verroep. Kom herinner jou aan hoe belangrik is jou lewe, nie net nou buite nie, maar ook vir ons. Ek en jy maak mekaar sterk. Ons moedig mekaar aan. Ek dink aan die Hoëtouwbaan. Ons het elke jaar hierdie geleentheid om die Hoëtouwbaan te gebruik in ons prosesse. En wanneer jy daar by die Hoëtouwbaan kom, ek weet nie wie van julle was al daar op nie, maar daai balk waar jy loop is nogal 'n hoë balk. En wanneer jy alleen soontoe gaan en ons sê vir jou, hoorie, gaan loop vir ons gou oor daai balk, ons sal almal hier binne wag en dan sal ons net 'n videokamera saamstuur. Daar's min van ons wat daar oor gaan loop. Maar wanneer jy met daai selfe vrees wat jy dalk nou voel vir so 'n balk, saam met 5, 6, 7, 10 ander ouens gaan en hulle staan daar, hulle moedig jou aan, is die kans groot dat jy dit gaan doen. Jy sien, ek en jy het mekaar nodig sodat ons mekaar kan aanmoedig in die tyd waarin ons lewe vir die goed wat ons wil terughou, wat ons wil weghou van die oorwinnings wat daar reeds in Christus is, waarin ek en jy kan staan en al die blessings wat ons vang vanuit hierdie lewe saam met hom. In die tyd wat ons staan waar ons weet dat Jesus kom, het ons nie beter profete nodig nie. Ons het mense nodig. Ons het mense nodig wat lief is vir ons. Ons het mense nodig wat ons help om in hierdie lewe soos oorwinnaars te leef. Ons het mense nodig saam met wie ons gaan.
So ek het net 5 goed vinnig vanuit suksesvolle verhoudinge wat ons na kan kyk. Hoe het ek suksesvol verhoudinge met ander mense? En hoe kan ek seker maak dat wanneer ek in verhouding met ander mense is, dat ons saam journey? Net 5 vinnige goed. Die eerste ding is, in enige groepie mense wat saam journey, moet daar vertroue wees. Dit is so belangrik dat ek en jy gee vertroue vir ander mense, dat ek ander mense vertrou met my lewe, dat ek op 'n plek kom waar ek tussen ander mense is, en ek bereid is om oop te maak, en ek vertrou hulle. Vertroue is nie iets wat ons moet verdien nie, vertroue is iets wat ek gee. En dat ek 'n plek skep, want waar vertroue is waar mense regtig kan dieper gaan en op 'n plek kom waar ons neem verantwoordelikheid vir mekaar se lewe. Ons weet hoekom ons hier is. Ek weet hoe waardevol jy is. Vertroue is so belangrik in enige omgewing van mense wat saamreis. Die tweede ding is die ombouende kommunikasie. Jy weet, as ons die bedoeling om saam met mense te reis is om nie dit op WhatsApp te doen nie. Is nie 'n WhatsApp groep wat ons nou van praat nie. Ons vra van waar jy in mense se lewe is en ons saam lewe deel. Waar ons saam in spasies is, waar ons saam na die woord kyk, waar Jesus die middelpunt is, waar ons saam op 'n missie is, waar ons besef dat die Here roep ons vir meer en wat ons mekaar daaroor aanmoedig. Ek en jy het nodig om te leer hoe om binne in 'n groep te kan funksioneer, waar ons vir mekaar herinner, waar ons kommunikeer op maniere wat ons regtig mekaar hoor. En daarom is luister so belangrik in goeie kommunikasie. Dat ek kan iemand wees wat nie gehoor wil word nie, maar iemand wat regtig kan hoor. Ek kan luister na ander ouens. Ek kan 'n omgewing skep waar mense vrymoedig voel. Ek kan 'n plek gee vir mense waar hulle kan vry word in die goed wat hulle soms vashou. Jy sien, is op die plek waar ons saam journey in hierdie lewe, wat ons weet dit is wat ons wil gaan doen, maar ons elkeen het 'n eie lewe wat saak maak. En waar ons kan op 'n plek en mekaar help om te leef in die vryheid wat Jesus vir ons kom betaal het. En opbouende kommunikasie help ons om respek te gee vir mekaar en om mekaar te hoor. Effektiewe konflikhantering. Enige groep gaan konflik hê. Baie van ons beweeg uit groepe uit soms omdat die kommunikasie was nie effektief gewees nie, daar het konflik ontstaan, ons verskil van mekaar, ons hou nie van wat iemand sê nie, iemand het my seer gemaak. Konflik sal daar wees, want ons is mense. En ons sal verskil van mekaar. Maar dis juis in die verskille wat ons krag lê. Dis juis in mekaar te kan hoor, om te kan luister, om werklik te kan verstaan, hoekom sê iemand wat hy sê? Hoekom is iemand soos wat sy is? Of hoekom nie? Ek en jy moet op 'n plek wees waar ons in volwassenheid besef hoe afhanklik is ons van ander mense, maar dit beteken ons moet leer hoe om saam in groepe te kan funksioneer. Ons gaan verskil, maar ons wil leer hoe Jesus in elkeen se hart werk en waarmee is God besig en hoe kan ek jou akkommodeer? En waar ons foute maak, is dit belangrik dat ons mekaar kan vergewe. Dat ons op 'n plek kan wees waar ons kan regmaak. Plek kan wees waar ek kan besef dit is nodig om vergifnis te vra of te gee. En die laaste ding wat belangrik is wanneer ons saam reis, is om altyd te weet dat ons het 'n doel. Daar's 'n doel dat ek en jy God leer ken. Daar's 'n doel dat ek en jy mense om ons sal lief hê. Daar's 'n doel dat ek en jy sal gaan en dat ons 'n verskil sal maak in hierdie wêreld en dat ons mekaar sal help om te onthou dat in ons spasie wil ons geloof, hoop en liefde altyd gebruik om hierdie verskil te maak. Dink as ek terugkyk oor die laaste 30 jaar wat ek en Adel deel van gemeente is, het ons gesien dat dit is nie die grootes van die gemeente of die getalle mense wat bywoon of hoe mooi alles lyk waar die grootste groei en die grootste verskil kom en waar mense die beste groei nie. Ons sien dit waar mense hulle lewens vir mekaar gee. Ons sien dit waar mense lewens met mekaar deel. Ons sien dit waar mense besef dat die krag van die goeie nuus lê nie in die boodskap wat ek en jy hoor nie, maar dit lê in die uitleef daarvan elke dag. En daarom het ek mense in my lewe. Daarom laat ek mense in my lewe toe om te sien hoe God kom en hy maak 'n verskil in my en hy maak 'n verskil deel my. Daar's 'n getuienis wat ek gekry het van 'n man wat ek graag met jou deel. Ons het 'n paar prosesse binne in ons kampus.
Dis geleenthede waar ek en jy mense in ons lewe kan toelaat. Dis geleenthede waar ons saam in groepe tyd spandeer oor weke, soos ons adverteer nou weer vir die Spirit Man wat oor 7-8 weke gaan wees. En daar is 'n geleentheid om te kom sit en deel te wees van 'n proses waar jy met ander mense kan groei en gesels en deel van wees. En hierdie man skryf uit een van ons prosesse die volgende. Hy sê, ek was 'n baie trotse mens, wat nooit my vrese, my verliese, my skaamtes met enige ander mense gedeel het nie. Hy sê, ek het altyd alles self probeer doen en vir myself probeer uitredeneer. Hy sê, ek het die manne in my groep leer ken en besef dat ek kan enige iets met hulle deel. En as ek iets nie weet nie, kan ek met hulle dit bespreek en vir hulle vra om vir my te bid. Ek het die vrymoedigheid in hierdie groep gekry om enige iets met hulle te kan deel. Hy sê, as ek iets kan sê oor hierdie hele proses, dan sal ek verwys na Galasiërs 6 vers 2 wat sê, dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Dit was vir my van so groot waarde om deel van hierdie proses en groep te wees. Daar is soveel stories wat ons sien van mense wat deel is van een of ander span, een of ander groep, een of ander proses. En ons sien hoe mense binne in daai groepe, hoe hulle lewens verander, as gevolg van die goed wat hierdie man ook na verwys. Ek wil vanoggend met jou gesels en afeindig. Daar's baie spasies binne in ons gemeente waar daar geleenthede is om deel te wees van. Maar daar's nog meer mense nodig wat opstaan. Daar's nog meer mense wat opstaan en sê, laat ons. Daar's hierdie video op YouTube wat praat van the first follower. Hulle sê dat die first follower is die belangrikste persoon in enige beweging. Hulle sê dis nie die leier nie. Hulle sê dis daai persoon wat wanneer 'n leier gepraat het en 'n leier 'n oproep gemaak het of iets voorgestel het, is die eerste persoon wat opstaan, is die belangrikste persoon. Hulle het 'n persoon gevat en binne in 'n parkie gesit waar baie mense in 'n stad is. En daar het klomp mense gewees en hierdie persoon het daar gaan staan, die persoon het musiek aangesit en begin dans. En al die mense het so gekyk vir hierdie persoon wat dans. En een man het opgestaan en ver aangeloop gekom, hulle het dit dopgehou. En toe begin hierdie persoon te dans saam met daai persoon. Hy begin al die bewegings te volg en ook homself silly te maak voor almal. En toe begin een vir een hulle op te staan, naderhand het die hele parkie gedans. Daar's mense nodig wat opstaan, wat sê laat ons iets gaan doen. Mense wat die geleentheid gee vir ander mense wat wil deel wees van en sê, maar hoe kan ek deel wees van? Daar's van julle wat hier sit vanoggend en sê, maar ek wil graag deel wees van iets van, ek wil dieper groei. Ek het mense nodig in my lewe. Daar's mense nodig wat opstaan en sê, kom ons gaan. Daar's mense wat nodig sê, ek wil deel wees van. Daar's mense wat nie meer deel is van nie, want jy het dalk seer gekry in jou lewe. Die Here wil nie ons met seer hê nie. Hy wil hê ons moet gesond wees. Dalk is daar vergifnis nodig. Dalk is dit net dat ek oor myself moet kom. Dalk moet ek trots neersit. Dalk is daar iets. Seer is deel van ons pad. God wil hê dat ek en jy moet op 'n plek kom waar ons sy hart hoor, waar ons sy hart verstaan vir mense, vir jou, vir die mense in jou lewe. Want God ons wil kragtig saam gebruik. Hy wil ons saam sit en hy wil ons saam stuur. En hy wil ons deel maak van dit wat hy mee besig is op hierdie wêreld. En dis om sy koninkryk te laat kom. Sien oorwinnaars besef dat ek het ander mense in my lewe nodig. Staan saam met my. My vraag vir jou vanoggend is, wie is jou ons? Kom ons bid saam. Here, ek sê vir u dankie vanoggend dat ons 'n nuwe kwaliteit van lewe in Christus gekry het. Here, dankie vir 'n nuwe manier van lewe wat ons as die kerk het. Here, en ek bid vir ons elkeen hier vandag. Here, u ken ons hart, u ken ons pad, u weet wat aangaan, Vader, en ek is oortuig in my hart, Here, dat u ons wil help om deel te wees van
om saam met te gaan. Dat nie een van ons alleen sal wees, dat nie een van ons sal rondval nie, maar dat ons elkeen sal deel wees van, en dat ons mense in ons lewe het, Here, wat saam met ons journey, wat ons aanmoedig, wat ons herinner, wat ons mee saam 'n verskil maak. En dankie, Here, dat U elke hart ken hier, en dat U elkeen bedien vanoggend. Dat U weet, Here, waar wil U hê met ons betrokke wees, waar moet ons deel wees, of waar moet ons hand opsteek, of waar moet ons mense saamvat. Dankie, Heilige Gees. Dankie, Here, dat ons U kan volg, en weet dat dit wat U vir ons het, is goed vir ons. En die wil van die Here is altyd om ons net te seën en U self te verheerlik. Mag dit so wees, Here, deur ons as U gemeente. In Jesus naam. Amen. Kom ons sing saam.